Baie welkom by hierdie week se Woensdag woord. My gebed is dat die volgende paar oomblikke saam ons sal help om God se groter plan en sy doel ook vir ons lewe raak te sien. Het jy al opgelet hoe vinnig jou selfoon begin leer waarvan jy hou? Jy kyk byvoorbeeld een keer na 'n sosiale media videoetjie en ewe skielik begin jy soortgelyke video's oral sien. Of jy klik op een advertensie en vir die volgende paar dae dan sien 'n mens daardie produk op verskillende plekke opduik. Nou dit gebeur natuurlik as gevolg van algoritmes. 'n Algoritme is 'n eenvoudige stel reëls wat 'n rekenaar gebruik om te besluit wat om vir jou en my volgende te wys. So dit kyk na die video's waarna jy kyk en die dinge waarna jy soek en die skakels waarop jy klik. En mettertyd dan leer dit wat jou interesseer en dan pas dit die inhoud wat jy sien ook daarvolgens aan. So die doel is eintlik eenvoudig om vir jou meer te wys van dit waarvan jy hou. Nou op 'n mens se selfoon is dit natuurlik baie gerieflik. Jy hoef nie eers self na alles te gaan soek nie, want die inhoud waarin jy belangstel verskyn sommer in die palm van jou hand. Maar daar is natuurlik ook 'n gevaar daaraan. Ons kan later begin dink dat die hele lewe eintlik op dieselfde manier as hierdie algoritmes moet werk. Alles moet by my voorkeure en my planne en my verwagtinge aanpas. Mense moet met ander woorde optree soos wat ek wil hê. Dinge moet gebeur op die tyd en die manier wat vir my die beste en die gerieflikste is. En sonder dat ons dit agterkom, begin ons dan alles net vanuit ons eie perspektief sien. Nou dit is amper soos 'n bril wat 'n mens dra en waardeur jy na die lewe kyk. Die bril wat jy dra verander mos nou nie wat rondom jou gebeur nie, maar dit beïnvloed tog hoe ons daardie gebeure sien. As daardie bril vuil of gekrap is, kan 'n mens baie maklik 'n verkeerde beeld kry van dit wat reg voor jou is. Ons almal kyk met ander woorde deur so 'n persoonlike bril na die lewe. Dit wat ons al beleef het, dit waarvoor ons bang is, ons verwagtinge en selfs ons behoeftes beïnvloed op die ou end hoe ons mense en situasies ook gaan verstaan. Nou die probleem begin wanneer alles net oor myself gaan. Wanneer iets gebeur, dan vra ek met ander woorde nie eerste, maar wat is God hierso besig om te doen nie? Of ek vra nie, hoe kan ek in hierdie situasie dalk vir iemand anders iets gaan beteken nie? Maar ek vra eerder, hoe raak dit my? Wat kan ek hieruit kry? Waarom gebeur dit met my? En wat dink ander mense nou van my? So wanneer iemand anders iets bereik, dan begin ek dalk wonder, maar hoe laat dit my beeld lyk? Of wanneer iemand my teleurstel, dan dink ek net aan my eie behoeftes en hoe ek seer gemaak voel. Wanneer dinge nie volgens my plan gebeur nie, raak ek kwaad of teleurgesteld, want ek wou dinge anders hê. Nou selfs 'n mens se geloof kan ongemerk ook so begin werk. Ons kan begin dink dat God se belangrikste taak is om my planne te laat slaag, om my probleme vinnig op te los en om sekere dinge in my lewe net gemakliker te laat verloop. Dan word God iemand wat eintlik maar net my verhaal moet laat uitwerk. In plaas daarvan dat ek eintlik moet besef dat my lewe is eintlik deel van sy veel groter verhaal. Dit laat my dink aan die beeld van 'n kamer vol spieëls. Met ander woorde, oral waar jy kyk in hierdie kamer, sien jy net jouself. Jy sien jou eie suksesse, maar ook jou eie mislukkings, jou voorkoms en jou probleme, jou vrese en ook jou planne. Nou ek dink aan die begin kan so 'n kamer vol spieëls nogal interessant wees, maar na rukkie kan dit ook baie benoud begin voel. Want daar is geen venster in daardie kamer waardeur jy verder kan kyk nie. Daar's geen groter uitsig op iets anders as jouself nie. So oral waarheen jy draai, sien jy eintlik maar net 'n weerkaatsing van jouself. Maar dan hoor ons die woorde van Johannes die Doper, daar in Johannes 3 vers 30. Nou in die boodskapvertaling staan dit baie mooi. Daar staan, hy, dit is Jesus, moet al hoe meer in die kalklig staan, terwyl ek stadig aan van die toneel verdwyn. So letterlik staan daar, hy moet meer word en ek minder. Nou dis 'n baie kort sinnetjie, maar dit bevat 'n hele lewenshouding. Ons weet Johannes was op daardie stadium baie goed bekend in daardie omgewing. So mense het van oral af gekom na hom toe.
Hulle het na hom geluister, hulle het hulle sondes bely en hulle het hulle laat doop. So hy het groot invloed gehad en daarom was daar ook 'n groot groep volgelinge wat agter hom aangeloop het. En toe begin mense ewe skielik na Jesus toe gaan. Johannes se disippels het dit opgemerk en hulle kom vertel toe vir hom daarvan. Hulle was bekommerd en hulle sê maar almal gaan nou na hierdie rabbi toe. Dit klink amper soos mense ook vandag sou sê, wat hulle dalk sal sê maar jou volgelinge getalle neem nou af of iemand anders kry nou meer aandag as jy of dalk jou bediening word in die proses kleiner. Maar Johannes sien ons raak nie jaloers of hy voel nie bedreig nie. Hy probeer nie aan sy posisie vasklou nie. Hy verstaan iets, dink ek, wat ons baie kere maklik vergeet. Hy het verstaan, hy is nie die hoofkarakter van hierdie verhaal nie. En daarom sê hy, maar hy, Jesus, moet meer word en ek minder. Maar Johannes sê nie hierdeur dat sy eie lewe waardeloos is nie, of dat hy niks beteken nie. Hy verstaan bloot dat sy lewe ware betekenis vind, wanneer dit na Jesus toe wys. Nou dis ook waar van ons. Wanneer Jesus sê dat ek en jy onsself moet verloon en hom moet volg, probeer hy ons nie van ons menswaardigheid ontneem nie. Hy probeer ons bevry van hierdie uitputtende las om altyd self die middelpunt van alles te wees. Want wanneer alles om my draai, begin ek ook glo dat alles van my afhang. Dan begin ek glo, maar ek moet alles en almal beheer. Ek moet altyd almal tevrede hou. Ek moet altyd reg wees. Ek moet ten alle koste my beeld beskerm. Ek moet bewys dat ek goed genoeg en suksesvol genoeg en belangrik genoeg is. En dit is 'n verskriklike swaar las om te dra. Wanneer alles oor my gaan, dan neem my angs mos ook gewoonlik toe. Want dan probeer ek dinge beheer wat ek nie altyd kan beheer nie. Dan word die teleurstelling deel van my lewe, want mense voldoen nie altyd aan al my verwagtinge nie. Hierdie konstante vergelyking met ander mense steel op die ouend my vreugde. Want daar gaan altyd iemand wees wat meer as jy bereik, of wat meer as jy besit, of gelukkiger lyk. En uiteindelik maak dit 'n mens geweldig moeg. En daarom is hierdie woorde, dit gaan nie net oor jou of my nie. Dit is nie 'n belediging nie, maar is eintlik goeie nuus. Dit beteken dat jy nie die gewig van die hele wêreld hoef te dra nie. Jy hoef nie almal se redder te wees nie. Jy hoef nie heeltyd jou waarde te bewys deur jou prestasies nie. Jy hoef nie alles te verstaan voordat jy God kan vertrou nie. Jou lewe rus op die ou end nie eintlik in jou vermoë nie, maar jou lewe rus in Christus. Want wanneer Jesus groter word, dan word ons nie minder mens nie, maar ons word die mense wat God eintlik bedoel het, ons eintlik moet wees. Dan word ons vry om ander te dien, sonder om die heeltyd te wonder, wat gaan ons in die proses terugkry? Dan word 'n mens vry om regtig te kan jammer sê, sonder om in die proses ook jou eie beeld te probeer beskerm. Ons word vry om iemand anders se suksesse te vier, sonder dat ons bedreig voel. Ons word ook vry om te rus, omdat ons weet dat God steeds God is, selfs wanneer ek nie alles onder beheer het nie. En dan word ons ook vry om te misluk, sonder om te glo dat elke mislukking op die ouend my identiteit bepaal. So om minder te word, beteken nie dat jy jouself moet haat of moet gaan wegkruip in 'n hoekie nie. Dit beteken dat jy ophou om jouself as die middelpunt van die heelal te sien. En dalk is dit vandag nodig, dat ons weer 'n slag eerlik na ons lewens gaan kyk. Wat gebeur met ander woorde wanneer dinge nie altyd volgens my plan verloop nie? Raak ek kwaad omdat ek nie meer in beheer is nie? Is my gebede dalk hoofsaaklik hierdie lysie van klomp goed wat God vir my moet doen? Is ek so besig om my reputasie van gemak en sukses te beskerm, dat daar op die ou end min ruimte oorbly vir God en vir ander mense? So Johannes se woorde gee vir ons 'n eenvoudige gebed vir elke dag. En hierdie gebed is, en ons kan dit ook elkeen bid, Here Jesus, word U groter in my gedagtes. Word groter in my besluite. Word groter in my huwelik en in my gesin. Word groter in die manier waarop ek elke dag werk. Word groter in my reaksie wanneer dinge verkeerd loop. Maar word ook groter in my drome, my vrese, my hele toekoms. Want wanneer Jesus groter word, dan kom jou in my lewe
tot sy reg en op die regte plek. Dan ontdek ons dat ons deel is van 'n verhaal wat baie groter is as ons eie gemak en sukses en erkenning. Ons ontdek dat God ons lewe kan gebruik om ook liefde te bring waar daar harde harte is, hoop waar daar partykeer moedeloosheid is en lig waar daar donkerte is. Johannes sien ons het van die verhoog afgestap sodat mense Jesus duideliker kon sien. En tog het sy lewe nie in die proses onbelangrik geword nie. Juis omdat hy na Christus gewys het sy lewe nuwe betekenis gekry. En mag dit ook van jou en my gesê word. Nie dat almal ons raak gesien het nie, maar dat mense Jesus duideliker kon sien omdat ons daar was. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons erken dat ons so maklik die middelpunt van ons eie wêreld word. Ons probeer beheer en bewys en beskerm en in die proses raak ons angstig en moeg. Haal vandag ons oë van die spieëls af rondom ons en rig dit op U. Word groter in ons gedagtes en ons verhoudings, maar ook in ons planne en ons besluite, Here. Leer ons om veilig in U liefde te leef, sodat ons ander ook vrylik kan dien. Laat ons lewe nie net oor ons eie gemak en sukses gaan nie, maar oor U eer en ook oor die mense wat U oor ons pad stuur. Help ons dat U meer word en ons minder. Amen.